Vandag gaan ek vir julle wys hoe om 'n tertkoek te bak. Hierdie koek het nie meel in nie, hy word met tennisbeskuitjies gemaak en ek sit hom in 'n tertbord as ek hom versier om dit makliker voor te sit, te sny en voor te sit vir mense. Omdat hy karamel tussenin het, is hy nogal geneig om bietjie skeef te gly van mekaar af. Dis hoekom ek hom in 'n tertbord sit en dit 'n tertkoek noem. Hierdie koek is ook bekend by jong meisies as 'n Cupid's arrow. As jy 'n man se hart wil verower, moet jy hom net 'n stukkie van hierdie koek gee. Ek was op skool toe 'n jong man by my kom kuier het en my suster die resep vir my gegee het en vir my gesê het, as jy van die man hou, maak die koek vir hom. En ons is vandag 43 jaar getroud. Wat ek nodig het, is 3 pannetjies wat ewe groot lyk. Ek het hulle gesmeer met margarine en vir hulle waspapier onderin gesit, want die koek is 'n baie sagte koekie, so mens moet hom maar verskriklik so versigtig as moontlik hanteer. Wat ek nodig het is 125 gram margarine, 180 ml suiker, ek het breinsuiker gevat vandag. Ek het 3 eiers, waarvan ek die eierwit en die eiergeel geskei het. Dan het ek 'n pakkie tennisbeskuitjies wat ek reeds fyn gedruk het. Ek het 180 ml melk nodig. Hier's my 3 eierwitte en 15 ml bakpoeier. Hierdie gaan ek verroom, dan gooi ek hierdie om die beurt by my mengsel en ek klits my eierwit styf en dit en my bakpoeier kom heel laaste vou ek dit in my beslag in. Afronding, ek smeer karamel op en ek versier dit net met kersies. Ek meng my botter en my suiker tot dit goed gemeng is en dan gooi ek my 3 eiergele in en ek verroom dit. As dit verroom is, dan gooi ek my tennisbeskuitjies en my melk om die beurt by. Dan klits ek my eierwitte styf en gooi die bakpoeier, strooi dit oor die mengsel en dan vou ek my eierwit saam met die bakpoeier in die beslag in. Soos dit nou lyk, gaan nou my eierwit klip. Ek begin foutjies maak, so ek sal sê dis omtrent reg. Dit is redelik styf. Soos julle kan sien, dit loop glad nie meer nie. So ek gaan nou my bakpoeier oorstrooi en dan gaan ek my eierwitte byvoeg en dan vou ek net die eierwitte in. So om te vou beteken maar net jy roer nie so verwoestelik nie. Saggies die deeg hanteer. Dis hoe my deeg nou lyk. Ek gaan dit nou in my 3 pannetjies deel. Ek sal sê hulle is omtrent 1 sentimeter dik. Dis 'n baie dun deeg hier onder in die. Ek gaan hulle nou in my oond sit. Hy's aan op 160 grade en ek gaan hulle vir 20 minute insit en kyk hoe hulle lyk.
Indien jy kleiner pannetjies het as ek, sal jou koeke bietjie dikker uitkom en dit sal 'n bietjie hoër koekie maak. Anders kan jy 'n dubbel mengsel aanmaak as jy net sulke klein pannetjies, sulke groot panne soos ek het. Die koek is nou uit die oond uit. Ek gaan hom in 'n tertbak versier. Dit is deels hoekom party mense hom 'n tertkoek noem, want in die tertbord kan jy mooi die laagies op mekaar stapel sonder dat een op die karamel afgly of hy skeef vertoon en dis 'n verskriklike sagte koek. Die tertbord hou hom mooi in posisie. Ander verwys weer na hom as 'n pankoek omdat dit lyk of die koekies in 'n pan gebak is, so met hulle dikte. Ek gaan vir julle wys hoe om hom te versier met net karamel. Jy kan room ook bysit, net soos jy wil. Ek gaan my karamel bietjie karring, want ek moet dit kan smeer. My karamel wat ek self gekook het is klaar, so die gekooktes moet nou maar doen. Dis omtrent 1/3 wat ek nou op 'n laagie moet smeer. Ek gaan net 4 appeltjies bo-op maak vir versiering. Ek sit nie blommetjies op met die karamel nie. Van die van julle wat al baie met karamel gewerk het, sal weet, soos jy die blommetjie druk, dan druk hy die onderste karamel uit. So dit is half moeilik om met karamel blommetjies te maak. So ek gaan dit maar net so bietjie grof opsmeer. Soos julle kan sien, is dit 'n baie eenvoudige koekie en ek het appeltjies daarop gemaak. Die legende lei dat hierdie koek se toorkrag na vore kom as daar appeltjies bo-op is. Ek weet nie of dit iets te doen het met die storie van Adam en Eva in die tuin van Eden met die appeltjies nie. So wees maar net versigtig vir wie jy die koek voorsit.